Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Goeienaand, hallo julle, hallo. Gaan het goed? Oef, jesie, wat is so? Het julle gevoel hoe lekker warm is dit buite? Dis 28 grade gewees vandag, nee, vanaand voel of het 14 ten minste is, nee. So, goeiemôre, goeienaand, goeiemiddag, wat ook al, goeie iets, nee, dit is, hallo julle, daar is hy. Hoorie so, ek is excited vir vanaand, ek was, en actual fact toe ek gekom het, maar Jay-Z het my moed nou so afgebreek met die eerste worship song wat ons nou daar opgesit het, want dit was toe nou AI generated daar, toe vraag vir my nou of kan ek en hy met die volgende liedjie wat ons saam sing, kan ons ook laat AI dan nou maar van ons 'n mooi 'n video maak, jy weet, ons weet nog net nie wat die song gaan wees, maar ons sal iets uitfigure daarso, né? Ek sê, ja, maar ek hou van die liedjie, ek kyk nie na die gesig nie, hy sê nie, dis vir hom too much die gesig, maar in any case, it's all good. Hoor hierso, ons gaan vanaand aan met Matteus, laasweek was lekker koud gewees, né? Dit was baie koud gewees, so sorry dat ons dit, ons heatersysteem hier onder die bank het, vir een of ander rede het die breker uitgeskop, en ons kon nie die heatersysteem onder die banke aansit nie, maar ek moet ook vir julle sê, ek is, toe ek my neusie so buite kan die deur sit, en ek voel, dit is -14 buite, nee, toe is ek baie bly, nee, toe is ek baie bly, ons het dit net 'n week aangeskryf, want vanaand is nou lekker, nee, vanaand, ek voel amper lus om hierdie baadjie uit te trek, so, nee, dit is baie lekker, maar ons gaan in elk geval, ons gaan vanaand aan met Matteus 6, vanaf vers 16 tot 34, wie laaste, ons was so lang laas hier so gewees, dit was jy laaste gewees, nee, ja, dit was Toks gewees wat laaste hier, so was Jonathan. So, vanaand gaan ons net aan waar hy was, ons gaan aan by Matteus 6 vanaf vers 16 tot 34. So, ja, weet julle wat dink ek gaan ek doen, as dit okay is, ek gaan net hierdie baadjie uittrek. Ek voel hier kom moeilikheid vanaand. Ja, voel ek moet net hier so pas op vir hierdie gaan nou 'n storieetjie wees. Nee, ek gaan hom net so oorskuif, anders dan hang ek om aan die touwtjie. Dankie. Ek wil net sien na streep, dit sê streepies laat jou mader lyk. So nou trek ek my streepies aan. Ja. Maar in elk geval, ja. So, die hoofgedagte van vanaand, se gedeelte wat ons gaan lees, is die uiterlike lewe van 'n Christen word bepaal deur die toestand van sy hart. So, my gedeelte vanaand wat ek oor praat is, wie regeer jou hart? Dit is wat ons vanaand, binne in hierdie verse wat ons vanaand gaan discuss en bespreek, is die hoofgedagte daarvan, wie regeer jou hart? So, wanneer God die Here van ons hart is, leef ons met opregtheid, ons lewe met ewige prioriteite, en ons vertroue is in ons hemelse Vader, en dit is hoekom die sleutelvers van vanaand is Matteus 6 vers 33, en Jonathan, ek kan onthou laatste ons so was, het Jonathan ook net so ligtelik geraak aan Matteus 6 vers 33, wat sê, maar soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Ek moet seker net my bril opsit. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Dit kry ons in Matteus 6 vers 33. So, as julle kan onthou, die bergpredikasie, wat hy op die Beatitudes, wat hy gedoen het, die bergprediking, leer Jesus nie vir mense hoe om gered te word nie, maar liewers leer hy hulle hoe burgers van God se koninkryk hoor te leef. Hoe ons elke dag ons lewe moet lei en hoe ons moet leef. In hierdie gedeelte beweeg Jesus van ons uiterlike optrede na ons innerlike motiewe toe. So vanaand, ek het 3 stories ook om te vertel vanaand, want julle weet mos, as ek iets so voorstaan, dan hou ek so nou en dan van so 'n paar stories ook vertel. Maar in elk geval, hy vra ons 5 diep vrae in hierdie gedeelte wat ons vanaand doen. En daai vraag is, waarom aanbid jy? Waar is jou skat? Hoe kyk jy na die lewe? Wie is jou meester? En waarop vertrou jy? En daai 5 vrae gaan ons vanaand na kyk, bietjie meer in diepte,
terwyl ons deur hierdie Matteus 16 tot 34 gaan. Al 5 hierdie vrae lei na een belangrike waarheid, en dit is: wie regeer jou hart? En dit is wat ons vanaand op gaan konsentreer. Want waar die hart reg is, sal die lewe ook reg wees. So, ek wil vanaand begin, daar's 'n paar punte, maar punt 1 wat ek vanaand oor wil praat is vers 16 tot 18, en dit is opregte aanbidding, fasting, om te vas. Wat sê Jesus oor die vas? Hy sê hierso, en ek gaan dit vir julle in Engels lees, so ek glo dit sal daar agter ook op wees, dis hy. Hy sê, whenever you fast, don't be gloomy like the hypocrites, because they put on sad faces to show others they are fasting. I tell you with certainty, they have their full reward. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that your fasting will not be noticed by others, but by your Father who is in a hidden place. And your Father who watches from hidden places will reward you. Dis mooi daai verse, né? En ek het 'n prentjie wat ek daar vir julle wil opsit daar aan die agterkant, en ek gaan vir Dylan sommer vra om daai prentjie vir my sommer so rukkie daarso op te los, né? Terwyl ek deur hierdie stuk praat hierso. Hierso sê Jesus, wanneer jy vas, hy sê nie as jy vas nie. Hy sê wanneer jy vas. Want vas is deel van 'n toegewyde lewe. En daar's 'n rede hoekom hy praat oor vas. Vas is nie om vir mense te wys hoe great jy is, en hoe goed jou gebedslewe is, en om vir mense te sê, hoor, kyk wat se tipe, kyk net wat se great Christen is ek nie, ek vas, en dit is, jy mis die punt, as jy dit in die openbaar doen. So Jesus sê, hy sien dit, wanneer niemand anders dit sien nie, wanneer jy vas vir hom, wanneer jy vas vir 'n rede, en jy vra vir hom vir ietsie, jy contest vir ietsie in jou lewe, of iets wat moet gebeur, byvoorbeeld nou onlangs het ons almal gevas vir die koop van hierdie kerk, en dit het gewerk. Ons is besig, ek sal vir julle sê, ek verwag dit binnekort, laat ons goeie nuus vir julle kan gee, dat hierdie kerk ons in gaan wees, en laat ons hierdie kerk na next level toe gaan vat. Next level. Nuwe kinderbediening, ek kan nie wag nie. Ek kan nie wag om uit hierdie, ek weet nie wat jy dit noem nie, pews, is dit wat hulle dit noem, nee. Ek kan nie wag om lekker stoele te hê waar my rug is. En jy weet, ek weet nie teen 'n hout is nie, nie dat ek nou op hulle sit nie, maar ek het hulle 'n paar keer, dit is nie vir my baie gemaklik, wanneer ons lekker stoele het en goeders, maar ons het gevas, en ons is 'n leiersgroep het daarvoor gevas en gecontest vir dit. Maar ons het nie vir almal gesê hoe ons doen dit nie, ons het 'n groepie gestig, en ons vas daarvoor, of jy vas vir iets wat in jou lewe gebeur, jy weet, vir jou huwelik, vir whatever it is wat jy voor contest. En dan praat hy hierso van, en ek moes hierdie gaan opsoek het, nou ek ken dit net in Engels as natuurlik as hypocrites, né? Maar hy sê, die hygelaar. Nou wat is 'n hygelaar? 'n Hygelaar is 'n hypocrite, die Griekse woord hiervoor, né, is hypokrites. Ek dink dis hoe jy dit uitspreek, ek hoop so, né? Hygelaar is iemand wat voorgee om iets te wees wat hy of sy nie werklik is nie. Dis wat 'n hypocriet is. Dis iemand wat uiterlike godsdiens regverdig of goed voorkom, maar wie se hart en optrede nie daarmee ooreenstem nie. So dis baie eenvoudig, dis nou mooi woorde gestel hierso, maar dit is wat jy binne-in is, of wat jy buite wys vir mense, is nie wat jy binne-in is nie. En ek het vanaand toe ons daar agter staan, toe sê ek vir Marisha, ek wil haar ook net as 'n klein voorbeeldjie vanaand gebruik. Sê ek, jy weet, God het vir ons elkeen 'n unieke persoonlikheid gegee. Hy het regtig. Ek sê ons misbruik dalk partykeer daai persoonlikheid so klein bietjie. Ek meen, ek het vir baie jare van my lewe het ek my persoonlikheid vir die verkeerde goed gebruik. Jy weet, om saam mense te kuier in kroë en al die goeders, maar almal van ons het 'n unieke persoonlikheid. As ons hierso sit, en ek hoef nie daai kant toe te kyk na waar Marisha altyd daar so sit nie, ek hoor net die hyena. Jy weet die lag wat daar so is, né? Of as ek daai kant toe kyk en iemand lag daar so, dan weet ek wie dit is wie daar so lag. Of as iemand daar agter praat en ek hoor hulle praat, dan hoor ek dat elke een het 'n unieke persoonlikheid wat God vir jou gegee het. En nou is dit net, ons het daai, baie van ons, en ek praat sommer van myself, het nou maar net daai persoonlikheid wat gegee het so bietjie pervers. En nie heeltemal in die roeping wat hy vir ons gehad het in my persoonlikheid daai tyd, in my visie daar, het ek my persoonlikheid so bietjie misbruik, maar vandag weet ek wie ek is,
Ek weet wie ek is in die Here, en ek is nie bang vandag, né? Dit wat jy hier in die kerk is, moet jy by jou huis ook wees. Dit wat jy buite en by Pick n Pay is, moet jy hier by die kerk ook wees. En dit is ongelukkig waar baie van ons tradisiekerke dit verkeerd kry. Heeltemal verkeerd kry. Wanneer ons in een tipe stemtoon kom praat, as ons by die kerk kom en ons houding is een tipe, 'n sekere tipe, maar as ons by die huis kom, né, en die masker kom af van ons gesig af, dan is ons 'n ander tipe mens. Dit is hypocriet stryd. Ek weet nie om dit in 'n ander wy te sê nie, dit is wat dit is hypocriet, né? So, hierdie woord hypokrities, né, soos wat dit in die Grieks is, nou ek weet jy kry hypokrities, maar hypocriets, ek dink is die, laat ek dit sê soos die Grieke dit sê, hypocriets, né? Ja, so hierdie woord het oorspronklik verwys na akterende teater. Dit is waar dit vandaan af kom, wat 'n masker gedra het en 'n rol gespeel het, en die persoon het voorgegee om iemand anders te wees. So Jesus gebruik hierdie beeld om mense te beskryf wat geestelike maskers dra. Ek het eintlik 4 stories vanaand, ek dink, maar in elk geval, ja, ek en Lisa is nie so lank terug, is ons in die Kaap, en ek kan vir julle sê, as julle, na die tyd, as julle wil handtekeninge hê, kan julle kom, né? Want ek het toe nou 'n movie ster ontmoet daar, en ek het saam met die groot kringe beweeg daar, laat ek julle net gou dit vertel, per ongeluk. So, dit is nie rarig so nie, maar in elk geval, ons is daar by die hotel, en ons is by so, hulle het 'n spa by die hotel, en sy gaan vir 'n massage en goeders, en dan gaan ek so nou en dan vir hierdie pote van my voetjies, nee, laat hulle net die voetjies met die grinder net uitsoort. En in elk geval, dit reën buite, ek kan nie onthou wat se dag van die week het was, dit reën buite, en ek sê vir, dit was haar verjaarsdag, sien julle, dit is hoekom ons ook daar was, net so baie, dit was vir ons vir haar verjaarsdag en ons anniversary. So ek sê toe vir haar, dit reën buite, maar in die spa het hulle 'n pragtige binnehuise swembad en hy's warm. En ek sê, right, ek gaan sien toe, sy gaan lê en slaap, sy sê, sy gaan 'n nap vat daar op die bed, en ek sê, okay, ek gaan nou maar gaan swem bietjie daaronder in die swembad, en toe ek nou daaronder kom, toe is die 3 Amerikaners daaronder in die swembad, en ek begin toe net met hulle gesels, ek sê, maar nou, ek hoor hoe praat hulle en al die goeters, en ek hoor hulle praat van movies en van die goeters, en julle, kyk, Kaapstad het ons hy studios, net daar buite, en ek sê vir hulle, where are you guys from? En die ou sê vir my, nou, I'm from New York. Ek sê, oh, that's nice. Ek sê, yeah, my daughter, she stays in Seattle, and yeah, now I'm looking forward to they're coming in November, en ek vertel vir hom die hele storie. So ek sê, so, what do you guys do? Hy sê vir my, no, we are movie actors. Ek sê, oh, that's nice. Nee, maar so, okay, dis nice. Ek dog toe, die eerste ding wat in my kop kom, seker low budget. Ja, nee, want en wat sê jy in Suid-Afrika kom doen as jy nou 'n movie nou hier wil kom skiet? Ek sê, waar, hierso by die Cape Town Studios, hierso net die ander kant. Hy sê, yes, yeah, we're doing a movie. Ek sê, so what's the movie about? Nou begin hy vir my vertel waaroor hierdie movie gaan, maar soos hy met my praat, né, kan ek sien hoe hierdie ou homself as 'n akteur in hierdie rol in. Soos hy verduidelik dit vir my, né, maar hy so gesout in dit wat hy doen, né, die masker wat hy dra, laat hy vir my presies vertel in 'n opgewonde toon. Hy sê, you see that guy, so lang, hy het sulke blonde hare. Hy sê, the movie is a little bit dark. Nee, hy sê vir my, dit is in die woude, hulle skiet dit in die woude, en daai ou wat daar sit met die gebleached hare, hy is die villain. Ek sê, ja nee, ek kan sien, hy is die villain daai ou, né? En dan, ek sê vir hom, so what's the movie's name? Hy sê nou, The Boys in the Hood, of ietsie soos dit, ek kan nou nie presies onthou nie. Ek sê, okay, well, are you, ek sê vir hom, do you do a lot of work in South Africa or just in America? Hy sê vir my, no, I'm one of the lucky 1% in America in movie roles. Kyk hier so, maar ek trek vir my ruggie, so ek dog, okay, nee, wacht, nou wie sal die ou nou wees, ne? Ek sê vir my, ja, I just want to tell my boys, I just want to tell my boys, I met somebody today that's in acting. Ek sê vir hom, hi, hy sê vir my, I'm Wolf, Alex Wolf, sê hy vir my so. Okay, ek sê vir hom, I'm Kutsie, Tinus Kutsie, né? Sê ek,
Sê ek vir hom en ek begin toe nou te lag oor hierdie situasie. En ek het hierdie ou se gesig al iewers toe nou gesien, maar ek kon nie uitfigure waar nie. En toe ek nou opgaan kamer toe en Lisa maak die foon, toe sit nou die ou van Jumanji. Wat in saam met The Rock, jy weet, wat in hy rock van Jumanji, hy is die ene met die moesie onder sy lip, wat in die rock in verander, in Jumanji. Toe kom ek nou agter, toe ek al die movies nou kyk, toe sien ek, is eintlik 'n mega superster hierdie, 'n mega movie star hierdie. Maar nevertheless, ek is toe Coetzee, Tinus Coetzee, né? Maar die punt wat ek eintlik daardeur probeer maak is, hulle dra maskers. Dit is hulle werk om maskers te dra. En hy lewe homself so in daai masker en dat as hy jou vertel van dit wat hy doen vir 'n lewe, dan lewe hy homself amper in daai persona in. Weet, hy word amper daai persoon wie in daai movie speel, even in sy persoonlike lewe. Toe sit en dink ek met myself, maar wie is hy regtig? Wie is Alex Wolff nou eintlik nou regtig? Weet, want dit voel vir my 'n bietjie hypocriet. Jy verstaan, want dit is nie wie hy regtig is wat hy sê hy is nie. Weet, wie God hom gemaak het as 'n mensie. En dan die ander vraag wat hy toe nou vir my daarna vra is, hy sê, "Oh, so what do you do?" Ek sê vir hom, "Nou, I'm a pastor," né? Maar vertel hom nie van die ander goed wat ek doen. Ek sê hom 'n pastor, maar daai 2 dae so langs aan hom, dit klink soos daai salmonvisse wat spawn. So daai wat so rittel daar so en ek sê net daai ouetjie gaan hier gaan hulle daai kant toe. Hy sê, "Oh, that's wonderful." My ma kan sien hy wil nie met my praat nie. Toe hulle dit hoor, toe hulle dadelik, toe kon ek sien daar's dadelik 'n shift. En toe onmiddellik, né, toe hulle dit hoor, toe begin hulle vloek. Wat hulle nie een keer gedoen het in die res van die tyd wat ons by gepraat het nie. Want daai gees, né, het sommer dadelik kom opstaan teen dit wat, toe ek dit nou vir hulle sê. So dadelik het hulle dit ge-identify, die masker het afgekom. Né? Okay, dit bygesê, so dit is wat 'n hygelaar is 'n hypocriet. Ek moes julle net daai storie vertel. So die kenmerke van 'n hypocriet, né, of 'n hygelaar soos wat hulle dit in Afrikaans doen is, hy doen die regte dinge om deur mense gesien te word. Hy soek menslike goedkeuring eerder as God se goedkeuring. Hy lyk geestelik van die binnekant af, maar sy hart is nie aan God toegewy nie. En hy sê een ding, maar hy leef 'n ander lewe. En dit is ongelukkig, ons kry dit oral vandag. Ek meen oral, hier binne in ons kerk, né, kerke rondom ons, is vol hypocrites. Kan ek dit maar sê? Ek dink ek kan dit maar sê, né. Hier's mense hier wat maskers dra in hierdie kerk, né. Mense wat maskers dra in ander kerke. Ons het so rukkie terug en ek gaan julle die storie vertel, want ek voel ek moet. Né. En ek gaan dit so kort as moontlik probeer vertel. Ons het 'n ou gehad een keer hierso. Ek en Lisa het 'n vrou bedien en nadat ons die vrou bedien het hy gevoel, en ek vertel dit nou baie kort, het hy gevoel hy is die chosen one om na haar toe te gaan en haar te gaan troos vir een of ander rede. En hy en die girl het mekaar begin sien. Maar sy is geskei, hy kom uit 'n verhouding uit, ek weet nie of sy was nog nie geskei nie, ek weet nie, dit was heeltemal 'n die mekaar storie. En hy het haar tot op so 'n mate gekonwins, né, dat hy vir haar gesê het, hoor hierso, ons hoef nie in 'n hof te gaan trou nie, ons hoef nie 'n covenant te gaan maak nie, ons kan sommer in die gees trou. Hoekom? Want alwaar dit vir hom oor gegaan het, was oor die gemeenskap, om met haar seks te kon gehad het, né? En nadat hy gekry het wat hy wou gehad het, toe skei hy ook sommer weer in die gees. Nou kom ek julle gou vertel, né, dis wat 'n hypocriet is. Net om vir julle 'n kort voorbeeld te gee. Dit is hypocritical, daai. Hypocriets, soos dit hier so sê. Dit is presies wat dit is. Dis wat jy binne is, of wat jy buite reflekteer, is die teenoorgestelde van wie jy binne is. En dit is wat dit is. In Matteus 6 het hulle gesigte somber gemaak. Soos hierdie foto hier agter, het hulle gesigte somber gemaak, sodat almal kan sien hulle vas. Dit is so taaf hierdie vas. Ons vas nou al vir 2 dae lank, of 3 dae lank, en ek kan nie, en hy laat almal weer, die hele dorp weet naderhand, die mense vas, né? Hulle wou mense beïndruk, en Jesus sê, hulle het reeds hulle beloning ontvang. By wie het hulle beloning ontvang? By die mense. Want het hulle dit voor die mense gedekleer, hoor hierso, kyk wat doen ek. Kyk hoe vas ek. Kyk hierso, ek het nie eens geskeer nie, ek kan nie, ek het die krag nie, want ek vas nou al 3 dae, dit is taaf, jy weet. Mense het hulle bewonder, maar nie God nie.
Jesus se opdrag is, vas in die geheim, want jou Vader sien wat niemand anders sien nie. So wanneer jy vas, né, doen dit, laat net God weet jy doen dit. Of net jou close groepie wat saam met jou vas, of whatever. Niemand anders hoef te weet nie, want dit wat jy doen in die geheim, beloon God in die openbaar. So dit waarvoor jy contest, as mense jou standaard is, aan wie jy, as jy wil hê, as jy 'n people pleaser is, dis die Engelse woord daarvoor, is daar nie vir jou 'n beloning in die vas wat jy doen nie. Behalwe dat jy 'n paar kilo's verloor, wat goed is dalk vir my, maar nevertheless, dit is nie waarvoor 'n mens vas nie. 'n Mens vas en vertrou op God vir iets wat jy voor contest in jou lewe. En as jy dit in die geheim doen, dan sien God dit raak. As jy dit openbaar doen, dan sien die mense dit raak, en beteken dit niks nie. Dis wat hierdie stuk vir ons hierso leer. So Jesus se opdrag is vas in die geheim, want jou Vader sien niemand, of want jou Vader sien wat niemand anders sien nie. En die toepassing hiervan ons, wat ons onsself moet vra is, dien ek die Here om raak gesien te word, bid ek om mense te beïndruk, of vas ek om geestelik te lyk? God kyk nie eerste na ons dade nie, hy kyk eerste na ons hart. En dan het ek 'n storie, ek het 'n mooi storie gehoor terwyl ek besig was om so ondersoek te doen van hierdie. Sê 2 manne in dieselfde gemeente besluit om 3 dae lank te vas. Die eerste kom die volgende oggend by die werk en sy kollegas vra van, wil jy koffie hê? En hy sê, en hy antwoord vir hulle, nee dankie, ek vas vandag. En 'n rukkie later kom die sekretaresse in die kantoor en sy sê, hoorie, ek het ontbyt gebring. Hy sê weer, nee, ek kan nie eet nie, ek is besig met 'n 3 dae vas. So elke keer as iemand inkom en hulle kom sê ietsie, dan kom daar 'n stertjie by. Jy weet, 'n las 'n bietjie by die vas by. Teen middagete weet amper almal by die werk die ou vas en die hele dorp waarin hy bly, né? Soos wat hy vir almal vertel het. Hy vas. En elke keer wanneer iemand vra, vertel hy 'n bietjie meer. Ja, ek soek die Here ernstig. Ja, ek het gevoel God roep my om te vas. Ja, dis nie maklik nie, maar 'n mens moet bereid wees om op te offer. Jy weet, dit raak ons nou dramaties. Hoe verder jy dit vir mense verduidelik, oor dat jy hulle goedkeuring soek, hoe meer dramaties word die storie wat jy vir hulle bring. Aan die einde van die dag het hy niks geëet nie, maar hy het iets anders gekry. Hy het mense se bewondering gekry. En dis nie wat jy soek nie. Die tweede man het dieselfde dag gevas. Hy het dieselfde honger gevoel, sy maag het geknor, né? Julle ken daai ding wat sê soos jy Durban curry eet. Daai as jou maag, jy weet daai, maar dis van honger te, daai hongerpyne wat jy kry, né? Maar niemand het dit geweet nie. Toe iemand vir hom kos aanbied, sê hy net vriendelik, nee, dankie nie vir my nie. En hy gaan deur sy dag soos normaal, maar elke keer wanneer die honger te kom, sê hy stil in sy hart. Hy praat in sy hart, nie buite toe na mense toe nie. Hy sê, Here, U is vir my belangriker as hierdie kos. Ek soek U bo enigiets anders. En dit is hoekom hy vas. Hy declare dit nie vir die mense nie. Hy declare dit aan niemand anders nie. In sy hart sê hy, Here, U is vir my belangriker as hierdie kos. En ek het hierdie vas begin en ek gaan hierdie vas klaarmaak. Want U wil, ek contest vir ietsie so. En ek doen dit in die geheim, want ek weet U beloon in die openbaar. Daardie aand gaan hy alleen na sy kamer toe. Niemand klap hande nie. Niemand sê, sjoe, maar jy is 'n geestelike man nie. Niemand weet wat hy opgeoffer het nie, net God. En dis presies wat Jesus vir ons bring, hierso in Matteus 6 vanaf vers 16 tot 18. 2 mense kan presies dieselfde geestelike daad doen. Albei kan vas, albei kan honger wees. Albei kan vir 3 dae sonder kos gaan. Maar een vas vir die gehoor van mense en die ander een vas vir die gehoor van een. Vir die gehoor van een, en dis Jesus Christus. Ne? Jesus sê vir die eerste persoon, hulle het jou loon klaar weg. Die mense het julle raak gesien, die mense het jou bewonder. Dit was hulle beloning gewees, die mense wat hulle gesien het. Ne? Maar vir die persoon wat dit in die geheim gedoen het voor God, sê Jesus, jou Vader wat jou in die geheim sien, sal jou beloon. En miskien is dit die vraag waarmee ons vandag moet begin. As niemand ooit weet, of as niemand ooit geweet het, wat ek vir God nie sou, of sou jy dit nog steeds, as niemand geweet het wat jy vir God doen nie, sou jy dit nog steeds gedoen het. Is dalk beter, ek moet dit nie net so lees nie, ek moet dit dalk net kyk vinnig en opkyk en verduidelik ek dit beter, né?
So as niemand geweet het wat jy gedoen het nie, sou jy dit nog steeds gedoen het, is die vraag hierso. Sou ek nog bid as niemand my hoor nie? Sou ek nog gee as niemand my sien nie, hier by die kerk? Sou ek nog vas as niemand weet nie? Sou ek nog God dien as niemand my bedank nie? Want ware geestelikheid vra nie wie sien my nie. Dit vra my, sien my Vader. Sien my Vader wat ek doen. Dit is die ware vraag wat ons dan daar moet vra. En dit was vir my net 'n mooi storie geweest, daai van hoe om dit te verduidelik, net van die twee. So in Jesaja 58 is baie belangrik vir Matteus 6. In Jesaja 58 vas die mense en wonder eintlik, Here, waarom sien U ons nie vas nie? Maar God wys hulle dat hulle uiterlike godsdienste optrede nie ooreenstem met wat in hulle harte aangaan en hulle lewens aangaan nie. So daar's dus 'n interessante verskil in Jesaja 58, ek vas, maar my lewe verander nie, en in Matteus 6, ek vas, maar ek wil hê mense moet sien hoe geestelik ek is. En die gemeenskaplike probleem hierso is, die godsdienstige daad kan reg wees, terwyl die hart en motief verkeerd is. Dis mooi daai, né? Ja, so dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor wie regeer jou hart? Wat gaan in jou hart aan? Want dit is waarna God kyk. Hy kyk nie wat ander mense van jou dink nie. En dis hoekom ek sê, as jy 'n people pleaser is, né, dis 'n gevaarlike plek om te wees, om mense te wil beïndruk. Ons moet nie mense beïndruk nie, want ek kan vir julle eerlikwaar sê, en ek sê hierdie sommer vir julle uit ervaring uit. As jy jou hoop in mense sit, as jy mense se goedkeuring wil wegdra, gaan jy 100% van die tyd teleurgesteld wees. Nie 50% nie, nie 60% nie. As jy jou vertroue of jou goedkeuring in mense sit, gaan jy teleurgesteld wees. Jy gaan. In Lukas 12 praat dit van die suurdeeg van huichelarij, van van 'n hypocriet, né? Die suurdeeg. Jesus sê, pas op vir die suurdeeg van die fariseërs, dis 'n huichelarij. Dis 'n hypocritical. Dis die woord wat ek voorsoek daar. Pas op vir die suurdeeg van die fariseërs, dit is hypocritical, dis huichelarij. Die beeld van suurdeeg is baie sterk. Suurdeeg begin baie klein van binne af, totdat dit uiteindelik die hele deeg beïnvloed, né? Dieselfde kan met hypocritism of hypocrite wat hypocritism gesê word, né? Dan sê julle het dit, né? Dis 'n begeerte om raak gesien te word. Jy gee dan eers is die ding is jy het eers 'n begeerte om raak gesien te word, né? Dan begin jy voorgee. Jy probeer iemand wees wat God jou nie gemaak het nie. Jy probeer nie meer soos 'n hyena lag nie. Jy probeer nou soos Tannie Fransie lag. Of jy probeer nou soos Elsie of Lisa lag. Dis nie meer jouself en jy begin voorgee. Jy wil 'n geestelike beeld beskerm, né? En dit lei naderhand tot misleiding en uiteindelik tot 'n dubbellewe. Dit is so. Dan begin 'n ou 'n dubbellewe lei. Dan by die huis, né? Is jy een persoon en as jy kerk toe kom, is jy 'n ander persoon. Daar's nie consistency nie. Ek like daai woord, consistency. 'n Mens moet consistent wees. Wat jy by die huis is, moet jy by die kerk wees, moet jy by die werk wees, moet jy tussen jou vriende kan wees, moet jy, terwyl jy daar agter by die snoepie werk, jy moet wees, as jy Marisha is, moet jy Marisha wees in al die plekke, by die huis ook. Jy kan nie Marisha by die kerk wees. En as jy by die huis kom, dan sê sy vir Alwyn, hierdie plek is nie skoon gemaak nie, het ek jou nie vanmôre gesê, jy sal hierdie plek skoon maak nie, net 'n stupid voorbeeld, maar ek sê net vir jou, dit wie jy hier is, moet jy by die huis wees, moet jy by die kerk wees, moet jy by die werk wees. Jy moet wees wie God jou gemaak het in jou eie unieke persoonlikheid, want jou persoonlikheid het God vir jou gegee. Hy het jou daai persoonlikheid gegee soos wat ons nou gesê het. So lewe in daai persoonlikheid en ek kan nie hier voorkom staan en soos JC preek nie. Ek kan nie hier voor staan en preek soos wat Jonathan preek nie. Ek kan nie hier voor staan en preek soos wat Johnny Lou preek, of soos wat Zayn Mias preek, of soos wat Andrew Womack preek, of name it. Ek kan nie soos daai ouens preek nie, ek kan net preek soos Tinus preek.
wat in my persoonlikheid, soos wat dit in my persoonlikheid lê. En party mense like dit en party mense like dit nie. Dit is net so. Maar 'n ou kan nie jou persoonlikheid verander om by mense se goedkeuring weg te dra nie. 'n Mens moet sê in 'n kerk, jy moet dit sê soos wat dit is, in jou eie persoonlikheid. En my persoonlikheid is om goed lig te maak. Al is dit 'n swaar boodskap wat 'n ou deurbring, né? Om dit ten minste op 'n manier deur te bring dat ouens, hulle kan nog so 'n bietjie lag terwyl hulle hier so sit, alhoewel hulle aan die binnekant voel, hoor hierso, hy het vanaand eintlik so klein bietjie met my gepraat. Want ek doen dit in my persoonlikheid. As ek dit in iemand anders se persoonlikheid hierso voordoen, gaan jy hierdie ore van julle toeslaan, julle gaan boord wees na 5 minute, en ek hoop nie julle is nie, maar julle gaan boord wees na 5 minute, en niks wat ek sê vandag, gaan julle hoor nie, want ek probeer dit soos iemand anders doen. En dit werk net nie. So, waar was ek? Ok, Matteus 23. Hierdie is Jesus, een van Jesus se sterkste waarskuwings. Jesus herhaal, wee julle skrifgeleerdes en fariseërs geveinsdes, sê hy daar so, né? Hy gebruik 2 besondere kragtige beelde, né? In Matteus 23, vers 25 tot 26 praat hy van die beker. Hy sê die buitekant is skoon, maar die binnekant is vuil van die beker. Net daar, wat in ons harte aangaan. Die buitekant is skoon, maar die binnekant is vuil. Dan praat hy in Matteus 23 van vers 27 tot 28 van wit gepleisterde grafte. Hy sê van buite lyk dit mooi, maar van binne af is daar dood. Né? Buite gee ons hierdie persona, hierdie mooi beeld wat ons hier na toe kom. Julle, ons loop op wolke. Maar as jy hier uitstap en jy kom by die huis, dan is daar moeilikheid. Dan sien jy nie meer hy selfe persoon wie jy was terwyl jy in die kerk was nie. Dis hypocritical. En dan sê Jesus in Matteus 23 vers 5 iets wat direk teruggaan na Matteus 6 toe. Hulle doen hulle werke om deur mense gesien te word. En dit is waaroor hierdie stuk gaan. Dis presies die probleem wat Jesus in Matteus 6 aanspreek. Hy sê moenie gee om gesien te word nie. As jy bid, moenie bid om raak gesien te word nie. En as jy vas, moenie vas om gesien te word nie. Doen dit in die geheim, doen dit want jy eer die Here, nie mense nie. So, ek gaan nou met hierdie eerste stukkie net klaarmaak nou. Hy sê, wat is 'n hygelaar, 'n hypocriet, volgens die Bybel? 'n hygelaar is nie bloot iemand wat sonde doen nie, want almal van ons wat hierso sit, het sonde. Almal van ons. Hier is niemand wat hier sit wat kan sê, hoor hierso, ons doen nie sonde nie, ons het nie sonde nie, né? Die Bybelse hygelary is eerder wanneer iemand doelbewus 'n uiterlike beeld van geregtigheid of geestelikheid voorhou, wat nie ooreenstem met die ware toestand of die motief van sy hart nie. Dit sê dit vir my so mooi. Ek wil dit amper weer lees. Dit sê wanneer iemand doelbewus 'n uiterlike beeld van geregtigheid of geestelikheid voorhou, wat nie ooreenstem met die ware toestand van sy hart nie. Daarom pas 1 Samuel 16 vers 7 ook so mooi in by Matteus 6. Sê, die mense kyk na wat voor hulle oë is, maar die Here kyk na wat in hulle harte aangaan. En dis eintlik die goue draad, die aorta, wat deur die hele Matteus 6, die hoofslagaar wat deur die hele Matteus 6 loop. Hy sê, mense sien die daad, maar God sien die hart. Mense sien wat jy gee, maar God sien waarom jy gee. Mense hoor hoe jy bid, maar God ken waarvoor jy bid. Mense sien dat jy vas, maar God weet waarvoor jy vas. Sien, dis die verskil. En dit loop so deur die hele Matteus 6. En dis waarom Jesus se boodskap nie bloot is, moenie soos die fariseërs lyk nie. Sy boodskap gaan ook dieper. Dit sê, moenie vir mense 'n geestelike opvoering gee nie. Leef jou geestelike lewe voor jou Vader, wat jou in die geheim sien, wat in die verborgene sien, in die geheim sien. Dis hoe jy jou lewe moet lewe. En as jy vas. Dit sluit vas af. Punt 2. Waar jou skat is, vers 19 tot 21. En ek gaan dit vir julle weer in die Engels lees daar. Hy sê, lay up treasures in heaven. Matteus 16 of Matteus 6 vers 19 sê, stop storing up treasures for yourself on earth, where moths and rust destroy, and where thieves break and steal. But keep on storing up treasures for yourself in heaven, where moths and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Because where your treasure is, there your heart will also be. Mooi, né?
Jesus leer een van die belangrikste beginsels van die Christelike lewe is, hy sê vir ons hierso, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Gaan dit weer sê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Hy let mooi op, hy sê nie hierso, waar jou hart is, daar sal jou skat wees nie. Ne? Hy sê dit andersom, hy sê waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Waar jou skat is, daar volg jou hart. Met ander woorde, waar jy jou tyd, waar jy jou geld, en ek gaan vir Dylan vra, om sommer die volgende fotootjie opsit, hy kan nou terugkom na hierin, we can come back to this one just now, Dylan. Dan sê ek wil net daai prentjie daar opsit. Waar jy jou tyd, jou geld, jou energie, jou liefde belê, daarheen beweeg jou hart. So daar waar jy op konsentreer, en hier is vir my 'n goeie prentjie, ons gaan nou so daaroor praat, jy kan sien daar aan die linkerkant, waartoe gaan jou hart? Gaan dit na aardse goeders toe, of gaan dit na koninkryk goeders toe? Nou, dit kan ieder aardse skatte, soos wat jy daar so sien, want na aardse skatte toe gaan, of na hemelse skatte toe gaan. Maar aardse skatte vergaan, dit word gesteel en dit verloor waarde. Waar hemelse skatte is ewig, dit kan nie vernietig word nie, en het ewige waarde. Ewige waarde. Dan vers 22 en 23, Dylan, you can just leave this one on here. Die gesogte oog, of die gesonde oog. Ne? Vanaf vers 22, the eye is the lamp of the body. Ek wil julle moet mooi hoor hierso wat ek sê, so the eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is evil, your whole body will be full of darkness. Therefore, if the light within you has turned into darkness, how great is that darkness? Ne? Mooi, links, rechts, hierdie prentjie hier so boven my. Waarop is jou oog gevestig terwyl ons op hierdie aarde is? Waarna kyk jy? Wat is vir jou belangrik terwyl ons nou op hierdie aarde is? Jesus gebruik die oog as 'n beeld van ons innerlike ingesteldheid. Hy sê hier so, 'n gesonde oog beteken 'n suiwer hart, 'n onverdeelde fokus, vrygewigheid, geestelike helderheid, waar 'n bose oog dui op gierigheid, dit dui op afguns en selfsug. Dis 'n bose oog. En hy sê, wanneer jou geestelike visie reg is, word jou hele lewe met lig gevul. Dis mooi, dit is vir my so mooi daai hoor. Ek sê, wanneer jou visie reg is, wanneer jy clear-eyed is, en jy weet waarop jy gevestig en waarop jou aandag is, en jou aandag is op Jesus, dan het jy 'n gesonde oog, nie 'n evil oog nie. Dan ewe skielik is daar geregtigheid in jou, daar is grace in jou, jy is vrygewig, jy help waar jy kan, al daai goeders kom na jou toe, deur 'n gesonde oog te hê. As jy 'n evil oog het, dan sê, Marisha het weer 'n nuwe kar gekry vandag. Of so iets sê. Jy verstaan wat ek sê? Lisa het 'n nuwe ring gekry vandag, het jy daai ding gesien? Dit is net 2 karaat. Ek het 'n 6 karaat hier op my vinger, kyk hierso. Of whatever the case is, nou stupid voorbeeld daai, né? Kyk hoe mooi kan sy koeke bak. Ek kan dit ook doen, no problem. Afguns, selfsug, jaloesie, né? So die vraag is wat ons moet vra is hier, hoe kyk ek na geld? Hoe kyk ek na mense? Hoe kyk ek na besittings? Hoe kyk ek na sukses? En hoe kyk ek na 'n bediening? Jou bediening wat jy het, né? Sien ek alles vanuit God se koninkryk point of view? Dis 'n vraag wat ons vir onsself daai moet vra. Ek het hierso vir julle nog 'n ding lees, nog 'n storie wat ek raak gelees het terwyl ek nou so gewerk het aan hierdie dinge. Sê, daar was 'n man wat eendag huis toe gery het. Dit het gereën en die pad was donker, hy het 'n grondpad gery. En hy het begin al hoe moeiliker sien. Die ligte van die motors wat van vooraf kom verblind hom. Die padmerke lyk dof, hy begin stadiger ry, want hy is bang hy mis die draai. Hy dink hierdie pad is verskriklik donker vanaand, want dit is reën, dis op 'n grondpad, hier kom karre van vooraf. Toe stop hy uiteindelik, toe hy uit die grondpad uitkom, stop hy uiteindelik by 'n vulstasie. En die petroljoggie wat brandstof ingooi kom, en hy kom om sy vooruit vir hom te was. Sê die water loop oor die glas, hy vee die modder en die vuilheid van die glas af. Toe die man weer in sy motor klim en wegry, gebeur iets merkwaardig. Hy sê, die pad het nie verander nie.
Die straatligte het nie verander nie. Die motor se ligte het nie verander nie. Maar skielik kon hy sien. Die probleem was nooit die duisternis buite nie. Die probleem was die veiligheid waardeur hy moes gekyk het, né? Wat jou oog sien. En dit is waar Jesus se woorde in Matteus 6 vanaf vers 22 tot 23 so diep raak. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. En ons almal kyk na dieselfde wêreld, né? Maar ons kyk nie almal deur dieselfde venster nie. Toe ek dit raak lees, dit is vir my mooi gewees. Ek sê ons almal kyk na die wêreld, almal sien wat daar buite in die wêreld gaan, maar ons almal kyk nie deur dieselfde venster nie, né? Mense moet dit deur Jesus se venster kyk, deur Heilige Gees, die venster van Heilige Gees kyk, jou oog. As my hart gevul is met jaloesie, kan ek na iemand anders se seun kyk en dit maak my ongelukkig, né? As my hart gevul is met gierigheid, kyk ek na wat ander het en wat ek het is nooit genoeg nie. Nooit ooit nie. As my hart gevul is met welis, kyk ek of mans, vrouens, whatever, kyk jy na mense in 'n ander lig. Jy kyk na hulle anders. As my hart gevul is met bitterheid, kyk ek na iemand en al wat ek sien is wat daai persoon aan my fout gedoen het. Né? Wat se oog kyk ek deur? Wat sien ek as ek deur my oë kyk? Hoe het ek 'n gesonde oog? Skyn nie lig deur my en deur my oë, as ek dit so kan stel. Wat sien ek? Hoe kyk ek na mense? Hoe kyk ek na geld? Hoe kyk ek na bitterheid as iemand my seer gemaak het? Onvergifnis. Hoe kyk ek na jaloesie? Hoe kyk ek na daai tipe goeters? Kyk ek deur 'n gesonde oog of deur 'n evil eye? Ons moet besluit. As my hart egter op Christus gerig is, begin ek anders kyk. Dieselfde wêreld, dieselfde mense, dieselfde omstandighede, maar 'n skoon vooruit. En hierdie is 'n ernstige waarskuwing van Jesus. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. Hoor wat sê hy hierso, né? En ek wil hê julle moet hierdie hoor wat ek vir julle vanaand sê. If your eye is bad, your whole body will be full of darkness. Jy kan nie in die lig loop as jy evil thoughts, as jy evil in jou hart het nie. As jy bitterheid en onvergifnis teen mense dra nie. Jy kan nie 'n skoon hart hê nie. Daarom moet ons soms ophou om God te vra, Here, verander asseblief alles waarna ek kyk, en eerder bid, Here, verander die manier waarop ek na goed kyk. Dit is die beter om voor te bid. Verander die manier hoe ek na dinge kyk. Verander my asseblief. Ek wil mense sien, Jesus, soos wat jy mense sien. Ek wil mense hanteer, Jesus, soos jy mense hanteer. Jesus, ek wil met mense werk, soos wat jy met mense werk. Ek wil geduld met mense hê, soos wat jy geduld met mense gehad. Ek wil die woord regheid na mense toe bring, soos wat jy die woord regheid en unapologetically na mense toe gebring het. Dit is 'n gesonde oog. Want soms is die grootste probleem nie die donkerte rondom jou nie, maar die lens waardeur jy kyk. Né? Lens en lens, dit is dieselfde ding. Ja, lens en lens, dis lens. Dit is so, dit is eintlik 'n goeie woord, ek kan hom maar net so wel daar hou, want dit is lens. Dit is lens van die vyand af, waardeur jy kyk. Is 'n lens, 'n evil lens waardeur jy kyk, en is lens. Ek hoop julle nou is die correction wat ek hier vandag gemaak het. Nou, dit is nee, maar in elk geval, die vierde punt wat ek wil maak, is vers 24, die twee meesters, en ek wil hê julle moet hoor wat sê hierso. No one can serve two masters, because either he will hate one and love the other, or be loyal to one and despise the other. You cannot serve God and riches. Hier bereik Jesus die hoogtepunt van sy argument, né? Niemand kan twee here dien nie. Hy sê, dit is nie moeilik nie. Hy sê, dit is onmoontlik. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Dit is waarvan hy hierso praat. Mammon verwys na die rykdom wat jou sekuriteit word. Geld, nou hoor gou hierso. En hierso is nou 'n ding wat ek vir julle wil sê. En hierdie is baie keer, mense raak baie keer offended as jy hierdie sê. Geld is nie 'n sonde nie. Asseblief, ek wil vir julle dit mooi laat verstaan. Dis nie 'n sonde nie. Dis nie 'n sonde om 'n mooi kar te hê nie.
Dis nie 'n sonde om 'n mooi huis te hê nie. Dis nie 'n sonde om 'n vakansiehuis te hê nie. Dis nie 'n sonde om geld in die bank te hê nie, al is dit baie. Né? Maar hoe kyk jy na geld? Is geld jou afgod? Hier's waar die verskil in kom. Hy sê jy kan nie twee here hê nie. Jy kan nie God dien en geld dien nie. Jy kan nie. Jy moet een van die twee dien. Want as jy geld dien, en hier is nogal 'n belangrike punt wat hy maak in hierdie stukkie. As jy geld dien, dan verloor jy jou fokus van Jesus af. Heeltemal. Want wat begin jy te doen? Mense kry, hulle bou vir hulle goeders op, hulle bou vir hulle besigheid op, né? Hulle val in rykdom in, of hulle besigheid groei ewe skielik in goeders, en ewe skielik raak die besigheid, daai geld wat hulle, die rykdom wat hulle het, en ek gaan vir julle nou 'n mooi voorbeeld daarvan gee, die rykdom wat hulle het, is nooit genoeg nie. Dis nooit genoeg nie. Wat jy het is nooit genoeg nie. Jy moet altyd oor 'n nuwe hoepel kom, en daai raak jou God, Mammon. Dit is die liefde vir geld, in plaas van die liefde vir God. So met ander woorde, jy skuif God een kant toe, en jou hele fokus skuif na geld. Waar gaan ek my volgende miljoen rand vanaf kry? Waar gaan ek my volgende 100.000 rand vanaf kry? Waar gaan ek my volgende 1000 rand vanaf kry, afhangende van wie hy is, en wat hy, Elon Musk praat dalk 'n bietjie ander taal as ons, maar so ek vra, waar gaan ek my volgende 10 rand vandaan kry? En hy vra, waar gaan ek my volgende 10 biljoen vandaan kry? So, nevertheless, maar dit is wat hulle jaag, hulle hele lewe, hulle slaap nie daai mense nie, hulle hele lewe gaan oor, waar gaan ek my rykdom nog kan vermenigvuldig? Hoe gaan ek daai rykdom maak dat dit nog meer word, en dit word hulle lewe. So met ander woorde, hulle dien Mammon. En dit is waar die sonde lê, is as jy Mammon dien. En dit is wat Mammon is. So ek wil net weer vir julle sê, geld is nie sonde, maar geld word gevaarlik wanneer dit die plek van God inneem. Dit is wanneer geld gevaarlik word. Die verskil, God gee vrede, Mammon gee vrees. God gee vryheid, Mammon maak jou 'n slaaf. Die toepassing, wat hier so is, wat bepaal jou besluite, geloof of geld? Is 'n vraag wat ons vir onsself daar moet afvra. En dan die laaste storie wat ek dink is die laaste storie wat ek vir julle wil lees vanaand, dat ek ook in hierdie, dis 'n mooi boek gewees, hierdie uit klomp stories in, maar dit gaan oor 2 skatkiste. En hy sê, daar was eenmaal 'n baie ryk man, wat sy hele lewe lank gewerk het, om soveel as moontlik bymekaar te maak. Hy het huise gehad, grond, motors, geld, beleggings. Mense in die dorp het na hom gekyk en gesê, "Sjoe, daai man het dit gemaak. Hy het dit gemaak in die lewe." Maar daar was ook 'n ander ou man wat naby hom gewoon het. Hy het nie baie besit nie. Sy huis was eenvoudig en sy klere was gewoon. Maar waar daar nood was, was hy daar. Wanneer 'n gesin nie kos gehad het nie, het hy gaan help. Wanneer iemand siek was, het hy gaan kuier. Wanneer iemand moedeloos was, het hy saam met hulle gaan bid. Wanneer iemand Jesus nie geken het nie, het hy hulle van Christus gaan vertel. Ek gaan julle net nog 'n voorbeeld gee, Alwyn en Marisha, en is nooit my intensie om mense se name te noem nie, hulle is nie goeie mense nie. Nee, dis nie regtig wat ek nee. Maar in elk geval, Alwyn en Marisha, weet julle hoeveel kere het ek al gery, een van hom Charlie en Tannie Fransie, dan ry ek verby, dan sê ek, hoor jy nou, maar waar gaan hom Charlie nou met hierdie groot groen tankie en agter op sy bakkie hierso? Dan vat hy dit vir iemand anders. En hy sê dit vir niemand nie, en ekskuus om Charlie, ek moet jou nou as 'n voorbeeld gebruik hierso vanaand, maar ek like baie keer om mense van wie ek hou as voorbeelde te gebruik. Ek speel net ook. Maar in elk geval, so, Alwyn en Marisha, hulle gaan kuier vir mense. As mense swaar kry en goeders, hulle gaan bid. As mense in die hospitale is, dan hoor ek, hy het vir hulle gaan bid in die hospitale. Nou, dit is hierdie ou man wat hulle hierso van praat. Hy het niemand geken nie, maar hy het hulle van Christus vertel. En wanneer hy iets gehad het, wat niemand anders nodig gehad nie, het hy dit met hulle gedeel. Die ryk man het soms vir hom gesê, jy gee alles weg, wat gaan jy eendag oor hê? En die ou man het geglimlag en gesê, meer as wat jy dink. Jare het verbygegaan, uiteindelik het al 2 hierdie mans gesterf. Die ryk man se familie het by die huis bymekaar gekom. Hulle het sy besittings begin verdeel, beklei oor wie kry die Bentley en wie kry die Porsche en wie kry die vliegtuig.
Iemand het sy motor gekry, iemand anders het sy huis gekry, die geld is tussen die erfgename gedeel, die klere is weggegee en sy kantoor is leeggemaak, né? En binne 'n kort tydjie het hy alles wat hy waarvoor hy sy hele lewe lank so opgegee het vir Mammon, nou wat hy gejaag het, die geld wat hy gejaag het, was in 'n instant tussen almal verdeel. Weg. En dit het dan iemand anders behoort. Maar toe die ou man sterf, het iets anders gebeur. Mense het van oral afgekom. Een man het gesê, hy het my gehelp, toe ek niks gehad het nie. 'n Vrou het gesê, hy het vir my gebid, toe ek al my hoop verloor het. Het daai ou na my toe gekom en hy het vir my kom bid. 'n Ander het gesê, hy het my van Jesus vertel, vandag ken ek Jesus Christus, omdat daai man vir my tyd gemaak het. Ek ken Jesus vandag, want hy het vir my tyd gehad, daai ou man. En 'n jong man het gesê, toe almal my afgeskryf het, het hy in my geglo. Toe besef almal iets, die ryk man het 'n skat agtergelaat, maar die ou man het sy skat vooruitgestuur. Hoe mooi is dit nie gesê nie? Hy het sy skat vooruitgestuur. Die een man se skatte het op aarde gebly en die ander man se skatte het reeds in die hemel op hom gewag. Want daar is twee maniere waarop 'n mens leef. Jy kan jou hele lewe gebruik om dinge bymekaar te maak wat jy eendag moet agterlaat, of jy kan jou hele lewe gebruik om dinge wat jy eendag weer of om vir dinge wat jy eendag weer sal ontmoet. Elke motor word oud, elke huis sal eendag aan iemand anders behoort. Elke rand wat jy besit sal hier agterbly op hierdie aarde. Elke titel sal verdwyn, elke aardse prestasie sal uiteindelik vergeet word. Maar 'n lewe wat vir God se koninkryk geleef is, sal nooit vermors word nie. Nooit. Daarom vra Jesus, hoeveel skat het jy? En daarom vra Jesus nie net, hoeveel skat het jy, maar hy vra, waar is jou skat? Waar lê jou skat? Want die antwoord op daardie vraag openbaar iets baie dieper. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Dis daarom maar mooi. Ek hou daarvan. Moenie jou hele lewe spandeer om 'n skatkis vol te maak wat by jou dood agtergelaat moet word nie. Maak eerder die skatkis vol wat reeds aan die ander kant vir jou wag. Dit is my Jen en 'n mooi storie hierdie, né, van die twee mans. Want dit is regtig so. Een mens jaag sy hele lewe lank rykdom, riches, jy weet, fame en vergeet van God. Al het jy, daar is mense wat God ken, wat hom los. Dit is so. En dan sê hierdie ou man, hy het nie veel nie. Hy het 'n modest huis, modest klere wat hy dra, maar hy help mense, hy bid vir mense, hy lê hande op die siekes, hy jaag demone uit, hy gaan na mense toe wat in die hospitaal is en hy gaan bid vir hulle, hy gaan na jong kinders toe wat verlore is, wat nie weet waar hulle ouers, waar hulle ma en hulle pa is nie, en hy gaan na hulle toe en hy gaan bid saam met hulle en hy gaan gee vir hulle hoop. Hy bou vir hom 'n skat op in die hemel, nie op aarde nie. En dan die vyfde ding is, moenie bekommerd wees nie, don't be anxious, vers 25 tot 34, vanaf Matteus 6 vanaf vers 25. That's why I'm telling you to stop worrying about your life. What you will eat or what you will drink, or about your body, what you will wear. Life is more than food, isn't it? And the body more than clothing. Look at the birds in the sky. They don't plant or harvest or gather food into barns, and yet your heavenly Father feeds them. They are more valuable you are more valuable than they are, aren't you? Can any of you add a single hour to the length of your life by worrying? And why do you worry about clothes? Consider the lilies in the field and how they grow. They don't work or spin yarn, but I tell you that not even Solomon in all his splendor was clothed like one of them. Now, if that is the way God clothes the grass in the field, which is alive today and thrown into the oven tomorrow, won't he clothe you much better? You of little faith. So don't ever worry by saying, what are we going to eat, or what are we going to drink, or what are we going to wear? Because it is the Gentiles who are eager for all those things. Surely your heavenly Father knows that you need all of them.
But first be concerned, en hierso is die vers, né? But first be concerned about God's kingdom and His righteousness, and all of these things will be provided to you as well. So never worry about tomorrow, because tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble on its own. So hier begin Jesus met die woorde daarom, omdat God jou Here is, hoef jy nie bekommerd te wees en beheer te word nie. Let op, ek het hier so geskryf hierso, let op hoe die gedeelte opbou, is aanbidding, skat, visie, meester, bekommernis. Baie bekommernis is eintlik die vrug van 'n verdeelde hart. Né? As jy baie bekommernis het. So hy gee hierso vir ons vier voorbeelde. Hy sê die eerste een wat hy vir ons gee is, 4 redes waarom jy hoef nie te bekommerd te wees nie. Die eerste een is vers 26, hy praat van die voëls. Die voëls saai, hulle maai, tog sorg hulle Vader vir hulle. Hoeveel meer sal hy nie vir sy kinders sorg nie? Nou ek kan vir julle vertel, ek het nog nie in my lewe 'n duif gesien met ingeduikte wange nie. Ek het nie. So voeltjie behalwe as hy nou siek is of 'n kat het hom uit die boom uitgeruk of so ietsie, dan is hy dalk 'n bietjie gedamage, né? Maar ek het nog nooit 'n gesonde duif gesien wat wangetjies het wat induik nie. Dit is so, God kyk na hulle. Hy kyk na sy diere. En hy sê hierso vir ons, hy kyk meer vir ons. As hy na die voëls in die hemel kyk, né, is ons nie vir hom meer werd as dit nie. Die lelies wat hy hierso van praat, vers 28 tot 30. Hy sê self Salomo was nie so pragtig gekleed soos die lelies van die veld nie. As God die veld so versier, sal hy nie nog meer as dit vir sy kinders sorg nie. En Salomo was, laat ek julle net gou vertel, Salomo was die Elon Musk van daai tyd. Hy was 'n skatryk man gewees. Bekommernis verander niks nie, vers 27. Nog nooit het iemand sy lewe langer gemaak deur bekommerd te wees nie. Bekommernis, in actual fact, steel net jou tyd. Dit steel jou vrede. Jou vader weet reeds, vers 32, een van die mooiste waarhede, God weet reeds, nog voordat jy vra, weet hy dit. Hy weet wat jy nodig het. Nog voordat jy hom gevra het, nog voordat jy daarvoor gebid het, weet hy wat jy nodig het. Glo julle dit? Ja. Die woord sê vir ons so. En dan natuurlik die groot sleutel vers 33, en hier kom Jesus by die kern. Hy sê, soek eers die koninkryk van God. Hy sê nie, soek net koninkryk nie. Hy sê, soek eerste die koninkryk in jou huwelik. Hy sê, soek eerste die koninkryk in jou gesin. Soek eerste die koninkryk in jou besigheid, in jou finansies, in jou bediening, in jou drome. Wanneer God eerste is, kom alles anders in die regte volgorde, en dan is daar 'n belofte. Dan sê hy, ons jaag nie seëninge na nie, ons jaag die koning na. En wanneer ons die koning eerste stel, sal hy sorg vir sy kinders. Dis 'n belofte. Vers 34, moet oor môre nie bekommerd wees nie. God gee genade, nie vir vandag, net soos Israel daagliks manna ontvang het. Net so gee God elke dag genoeg genade vir daardie dag. Dis my mooi hierdie hoor, dis my mooi. Ek is bly hulle het hierdie stukkie vir my gegee om te doen. Ek het hierdie baie geniet om dit te gaan. In actual fact is dit so mooi uitgewerk toe ek hierdie gedoen het. Dit het so mooi uitgewerk met waar ek met my môre studies ook is. En ek kan vir julle sê, ek is net so lief vir die boek van Matteus. Daar's nog baie boeke in die Bybel wat ek moet lees. Regtig, veral in die Ou Testament, daar's nog baie boeke ek probeer. Maar hierdie is vir my 'n besonderse boek, Matteus. Ek is regtig waar ek is mal oor Matteus en Lukas en Johannes, ek is mal oor hulle almal. Maar ek weet nie, ek vind net iets in my hart met Matteus. Dit is vir my lekker om in die môre, seker maar oor dat hy so diep ingaan in Israel en die eindtyd. Jy weet in Matteus 24, wanneer ons daar kom, wanneer ons oor eindtye begin praat en hoe die wêreld op hierdie stadium lyk en wat gaan gebeur en wat in die wêreld aangaan. Ek love it en ek is baie lief vir die boek. So ek gaan begin klaarmaak hierso, so ek wil vir ons 'n samevatting doen, ek sluit af. En Jesus vra in hierdie gedeelte 5 vrae, wat hy vir ons vra. Die eerste gedeelte was vas. Hy vra, waarom aanbid jy? Tweede gedeelte was skat. Hy sê, wat het jou hart? Wat het hom? Wat het jou hart?
Die derde gedeelte het oor die oog gegaan. Hy sê, hoe sien jy die lewe en hoe sien jy mense? Twee meesters, wie regeer jou? God of geld? Wie regeer jou? Bekommernis, op wie vertrou jy? Waar lê jou hart? Op wie vertrou jy vir alles wat jy het? Hoekom kan jy nie bekommernis hê nie? Want jou vertroue is in die koning van die koninkryk. Die skepper van alles. Die een wat ons gemaak het, die een wat die lelies in die veld gemaak het, die een wat die voëls gemaak het, die een wat klippe gemaak het, die een wat vir Jenny gemaak het, die een wat alles gemaak het, die een wat die komponente gemaak het, wat in die TV inkom, want dit alles kom uit die grond uit. Dit alles kom van iewers af. Hy het alles gemaak. Alles. Hy sê so, op wie vertrou jy? Al 5 hierdie vrae lei na presies dieselfde antwoord toe. Wie op die troon van jou hart sit, bepaal hoe jy leef. As Jesus die Here van jou hart is, aanbid jy met opregtheid. Jy belê in die ewigheid. Jy sien met 'n geestelike helderheid. Word geld jou dienaar en nie jou meester nie. Hierdie sê dit vir my mooi. Geld word jou dienaar, nie jou meester nie. As jy, en ek het dit, wanneer was dit, eergisterand dat ons Pryfokalt en al gehad het, ne? Het ek 'n kans gehad om daar so te gesels. En ek sê vir die mense toe, ek net so voor ek moet begin praat daar, toe kry ek het soms so gestir hier so binne in my, ek het sommer my vererg aan die binnekant, nie vir mense nie, maar vir die stukkie wat ek oor wou gepraat het van hoe ons dorp lyk, ne, en wat in ons dorp aangaan, en sulke goeders, ne. Maar dan dink ek aan mense, soos, en ek gaan nie so name noem vanaand nie, ne. Ek dink aan pastore in die wêreld, wat 3 Bentleys ry, en 3 Learjets het, en dan breek hulle daaroor, daai Learjet het my $45 miljoen gekos, en hierdie het my $20 miljoen gekos, en my huis is $60 miljoen, en ek het 'n vakansiehuis van $40 miljoen. Dan sit en dink ek vir myself, wie is sy meester? Waar het vir hom verkeerd gegaan, dat geld sy God geword het? Want alhoewel hy reg begin het, en met vuur en vlam begin het Mammon siekies en stadig ingetree in sy lewe, en hulle daai smaak begin kry van rykdom in hulle monde. Dan vra ek myself met al daai miljoene rande, net met die rente van dit, kan ons Carletonville, né, in 'n stad in verander. Ons kan alles in Carletonville verander. Ons kan sy paadjies laat sny, né, sonder ons munisipaliteit, ons het nie hulle hulp nodig nie, né. Ons kan dit alles change, met daai tipe geld, kan jy hierdie hele dorp verander, ons kan rehabs hierso bou, ons kan Bybelskool hierso bou, dis ons droom, dis waarvoor ons droom hierso. Hierdie kerk, ons wil nie net hierdie kerk hier hou waar hy vandag is nie, hierdie kerk gaan 'n Bybelskool nog een van die dae. Hierdie kerk gaan 'n rehab nog een van die dae. Hierdie kerk gaan 'n hawe wees, né, vir mense wat niks het nie. Want wat is ons motto hierso in hierdie kerk? Love, hope and restoration. Nou, dit is wat Siloam se motto is. Dit is wat ons wil doen. En ons moet seker maak wanneer die Here ons bless met geld, dat geld nie ons meester word nie. Dat ons daai geld gebruik om sy koninkryk vorentoe te vat. Sonder geld kan ons dit nie doen nie. Ons kan dit nie doen nie. Maar die Here moet dit provide en ons moet dit rentmeesters wees daarvan. Ons moet dit steward op die regte maniere. Ek het hierso gesê, word jou geld jou dienaar en nie jou meester nie. Leef jy in vrede eerder as in bekommernis. Hierdie gedeelte gaan nie in die eerste plek oor vas geld of bekommernis nie. Dit gaan oor heerskappy. Dis waaroor hierdie gedeelte gaan, oor heerskappy. Wanneer Christus die Here van jou hart is, né, raak godsdiens 'n verhouding. Raak besittings 'n hulpmiddel. Nie jou meester nie, dit raak 'n hulpmiddel om te achieve wat jy wil achieve. Dit raak vrede sterker as vrees en word die koninkryk jou hoogste prioriteit.
En mag ons elke dag bid, Here, wees nie net my verlosser nie, maar ook die koning van my hart. Dis belangrik daai, julle. Dis belangrik daai. En dit is hoekom ek so lief is vir die Matteus 6, nee, want dit raak 'n paar punte aan wat regtig waar, wat ons kan gaan oorponder en oor gaan meditate en oor gaan gesels met mekaar en kan oor gaan dink. So ek wil vanaand hierso vir jou sê, as jy 'n volgende Elon Musk in hierdie kerk sit, né? En dit kan wees, hey, niks is onmoontlik vir die Here nie, niks is onmoontlik nie, maar as jy enige iemand is hierso wat sy besighede begin genuine goed doen, regtig goed doen, né? En die Here bless jou met jou besigheid, maak seker jy lewe maar nog steeds 'n modest lewe. Dit beteken nie, jy kan nie goed lewe nie. Dit beteken nie, jy kan nie hê wat jy wil kry, of jy kan nie kry wat jy wil hê nie. Jy kan. Jy kan 'n mooi huis hê. Jy kan 'n mooi kar hê. Jou vrou kan 'n mooi kar hê. Jy kan jou kinders in goeie skole insit. Jy kan baie dinge doen met daai geld. Maar jy het wragtig nie 4 Bentleys en 3 Learjets nodig en 'n private strip, landing strip daar by jou huis nie. Jy het nie 'n extravagant huis met 20 slaapkamers en 24 badkamers nodig, né? As dit net jy, jou vrou en jou 2 kinders is nie. Sê, hey, wat maak jy vanaand? Aan die ander kant van die huis, daai groot huis. Dis extravagant daai. Jy kan mense voer met daai geld. Met al daai extravagant geld. So ek vir jou sê, jy kan kerke bou. Jy kan mense van koninkryk, jy kan dit vat. Dit is wat die instruksie wat die Bybel vir ons gee. Hy sê, vat dit na die eindhoeke, vat die gospel na die eindhoeke van die wêreld toe. En mense het geld nodig om by die eindhoeke van die wêreld uit te kom, hoor. Ek wil maar net vir julle sê. Mense het geld nodig daarvoor. En die Here wil jou bless daarvoor, maar ek sê van nou vir julle, die Here bless party mense meer as ander. En dit gaan nie oor dat hy jou nie wil bless nie. Hy wil almal bless, né? Hy wil, en hierdie is nie die prosperity gospel wat ek nou hierso vir julle gee nie. Hy wil almal bless, né? Maar hy weet wie hy op daai stadium van die ou se lewe kan vertrou met geld en wie hy nie kan vertrou met geld. Want hoekom? Want hy ken die intensies van jou hart. Hy weet wat binne in jou hart gaan. Hy weet as hy jou R1 miljoen gee, wat gaan jy maak? Gaan ek weer terugval in drugs en as ek R1 miljoen het, ek het nou net skoon gekom, ek is skoon vir 'n jaar lank, nou val ek in hierdie rykdom en waartoe gaan ek eerste? Terug daai kant toe, of gaan ek dit vir goed gebruik? Hy weet dat ons is belangriker as die voëls, as die lelies. Hy weet presies. So dit is hoekom ons geld moet nooit ons meester word nie. Dit moet net ons hulpmiddel wees. Maak nie saak hoeveel jy het nie. Steward dit reg. Ja, en dit is Matteus 6 in 'n nutshell. So ek los hierdie met julle vanaand en ek wil regtig waar hê, ek wil hê julle moet weer deur dit gaan lees as in julle eie tyd. As julle hierdie slides wil hê, ek hoop ek het nou al die slides, ek weet nie of ons daar nog slides op wat daarna gekom het nie, maar ek het nou so lekker gepraat, ek het skoon vergeet om te kyk. Ek hoop Dylan het maar gekyk. Ja? Maar hoorie, dit was nou lekker en ek hoor volgende Woensdag is 34 in die aand. Julle kan maar weer kom, hoor. Maar bring maar die ander mense van die kerk as julle hulle sien, nooi hulle uit, man. Laat hulle op Woensdag aande kom en toe hulle moet leer van hierdie. Hulle moet hierdie hoor. Ons kan dit nie net hou vir Sondag nie. Hierso op 'n Woensdag gaan teach ons. Ons teach. En dit is belangrik dat mense wat op 'n Sondag hiernatoe kom, ook op 'n Woensdag aand hiernatoe kom, want hier breek ons 'n stuk oop en ons gaan in diepte daarin. Op 'n Sondag het ons net 'n klein rukkie, dan moet ons moet praat en ons moet bid vir mense en alles is belangrik. Alles. Maar ons het meer as net 'n Sondag nodig. Ons het 'n lifestyle nodig van worship. 'n Lifestyle of worship. Dankie Jesus, dankie vir die awesome aand, Vader. Here, dankie vir die boodskap wat U vir ons gebring het vanaand, Vader. Here, mag ons altyd die narrow paadjie vat, Here. En nie die maklike ene nie. Nie die wêreldse pad nie, Here. Nie die pad na rykdom en wêreldse besittings en aardse goed nie, Here. Maar laat ons altyd na U toe sal kom. Altyd die pad wat na U toe loop, wat na U koninkryk toe gaan, Here. Waar ons redding in lê. Waar ons ewigheid in lê, Vader. Dat ons in U oë hoog geag gaan word, Vader, om in U koninkryk te kan ingaan.
Dat ons waardig gevind sal word, dis die woord. Waardig gevind sal word om in die koninkryk te kan ingaan, Vader, laat ons goeie steward sal wees van die besittings wat U vir ons op hierdie aarde gee, en laat die besittings ons nie beheer nie. Here, ek wil sommer vanaand bid vir elke persoon wat in hierdie kerk sit, Vader. Mag U elke persoon wat in hierdie kerk sit vanaand, Vader, abundantly bless. Nie net finansies nie, Vader, maar met hulle huwelike, Vader, met hulle geestelike lewe, Vader, met die tyd wat hulle met U spandeer. Mag U hulle elke dag nuwe skatte gee, as hulle in die woord inkom, Vader, en as hulle die woord bestudeer. Nuwe skatte wat hulle nog nooit voorheen gesien nie. Vader, ek weet, die mense wat hier so sit in hierdie kerk, Vader, wat regtig deur moeilike tye in hulle lewe gaan, Vader. Wat battles fight. Here, maar U sê, U beklei die battle vir ons. Here, ons is lief vir U. Ons vertrou op U. U is die begin en U is die einde, het alles gemaak. Alles gemaak, die lelies van die veld, die voëls in die lug, Vader. U het alles gemaak. U het vir Salomo al sy rykdom gegee, Vader. U het alles geskape, alles. Dankie daarvoor, ons loof en ons prys U, en ons is ongelooflik lief vir U. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never thirst again. Ruach ve'akala omrim bo, Ruach ve'akala omrim bo. Oh, the Spirit and the bride, they say come, come. Ruach ve'akala omrim